So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir 'n oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. As jy Jesus het jy eintlik alles. En ek wil net met jou hierdie kort gedagte deel vanoggend, okay? Maar jy moet saam met my stem. As ek iets sê ja en amen, vat dit vir jou en gaan nie uit en sê Here, ek het 'n woord van U ontvang en ek wil met jou praat oor die wortel is in die water. Ek wil nie met jou praat oor die vet is in die vuur nie, okay? Jy al gesien as die vet in die vuur is die gort gaar. Okay, nou gaan die dinge gebeur, maar ek wil vir jou sê die wortel is in die water. So vanoggend as jy in die moeilikheid is, wil ek vir jou sê die wortel is in die water. Okay, sê vir jou langs jou, die wortel is in die water. Moenie vir hom sê die vet is in die vuur, sê vir hom die wortel is in die water. Okay. And you are blessed this morning. In die Bybel gee 'n klomp goed in die woord van God wat hy sê, geseënd is hy en geseënd is hy en geseënd is hy, geseënd sal hy wees. So daar's vereistes en ek wil vanoggend net hierdie gedagte van Jeremia 17 vers 7 en 8 by jou los. Okay? Die wortel is in die water. Gaan gou vir my aan. Sit hom gou op. Hy sê die volgende, Jeremia 17 vers 7 en 8. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. So if you want to be blessed, put your trust in God. Haai amen, bly sag. Ek weet nie wat is. Okay, if you want to be blessed, just put your faith in Jesus. Okay, amen, okay, all right. Misschien ons weer in Engels doen. Hulle like dit. You know, if you want to put your trust in God, man, I'm telling you, you are going to be blessed. It's going to be awesome. It's going to be totally freaking awesome. Amen. Okay, nou weet julle dit. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. En dan sê die teks hoe so ou gaan wees. Hierdie ou gaan wees soos. Nou as jy matriek was, dan leer jy mos wel, op hoërskool as leer hulle mos vir jou, vergelyking begin altyd met die woord soos. Iets is soos, dan noem jy dit 'n vergelyking. So hy sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Nie geseënd is die man wat nog nie die wonderwerk gesien het nie. Hy sê, al wat jy moet doen is om te besluit, I'm going to put my trust in God. I've got nowhere to turn. I'm at a dead end. Ek staan voor 'n dooie see, niks om mee te doen nie, but I know God is going to come through for me. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom. Hierdie is mooi. Hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is. En sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Let wel, die teks sê nie, daar gaan nie hitte kom nie. Die teks sê, as daar hitte kom, hoe reageer jy daarop? Wat doen jy daaromtrent? Die dag toe jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, was alles nie maanskyn en rose nie. God het nie gesê, ek gaan die hitte weerhou nie. Hy het gesê die hitte gaan kom, maar hy wat op die Here vertrou, is nie besorgd as die hitte kom nie, want hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome en sy wortels uitskiet en as daar hitte kom, dan vrees hy nie. Hy vrees nie, want die Here is sy sekuriteit. Joseph Prince het gepraat van false securities, nee, dit waarin jy jou geloof stel. Jesus is the only true security. Amen, sal wees sag. Okay, en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. Ja. En in 'n jaar van droogte. Die teks sê nie daar gaan nie droogte kom nie. Die teks sê nie, dit gaan nie moeilik raak nie. Maar in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. En hy hou nie op om vrugte te dra nie. Yes. Hy begin met hierdie een ding, hy sê, so sal wees die ou wat op die Here vertrou. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. Jakob is besig om te sterf in die Ou Testament. Dan roep hy sy seuns.
dan roep hy sy seuns en terwyl sy seuns kom, spreek hy 'n blessing oor elkeen. Jy kan dit gaan lees, ek dink is Genesis 47 daar rond. Dan spreek hy oor elke seun 'n blessing uit. Okay? Dan kom sy eerste seun, dan sê hy, Here, ek bless hierdie ou. Hy sal nie vir die blou bulle skree nie. Byvoorbeeld, dis 'n positiewe ding wat hy sê. Maar dan kom Josef, dan sê hy vir Josef 'n blessing. Dan sê hy, Josef, jy is soos 'n boom met groen takke en die takke klim oor 'n muur. Hy sê, Josef, jy is soos 'n boom en jou takke klim oor 'n muur. Nou wanneer jy dit hoor, dan dink jy, yes, Josef, jy is so lucky om so 'n blessing te kry. Maar sy pa sê dit toe hy wie Jakob is besig is om te sterf. So nou moet jy nou gaan kyk na Josef se lewe om te verstaan die impak van dit wat dit is wat sy pa besig is oor hom uit te spreek, want Josef se lewe was alles behalwe maanskyn en rose. Sy pa noem hom 'n boom. Hy sê, van daar's iets in jou dat alhoewel goed gebeur het, Josef, you stuck to God, you didn't quit on God. Josef, toe jou broers jou gehaat het en hulle jou verkoop het en jy in 'n put beland het en jy verkoop is en jy in 'n heidense land gekom het, weghardloop het vir Potifar se vrou, 'n klomp goed verkeerd gebeur het, jy in die tronk beland het jy nog steeds nie opgehou om die Here te vertrou nie, en al was daar hitte, en daar was daar droogte, you stuck to God, en nou sien ek dat jou einde beter was as jou begin, want nou is jy promote, tweede in beheer van 'n heidense land. Josef, ek sien, jy is soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. Die droogte gaan kom, maar jy vrees nie. Die hitte gaan kom, jy's nie besorg nie, want geseënd is die mens wat op die Here vertrou. Jy sien, Daniël was op dieselfde plek gewees. Die koning het 'n droom, go figure this, die koning het 'n droom, en dan sê hy, as daar niemand is wat vir hom kan sê wat sy droom is nie, never mind, dit uitlê, dan gaan hy 'n klomp ouens doodmaak. Ek meen, dis unfair. En Daniël en sy vriende is in 'n fase van droogte en van stres en van bekommernis. Dink, hoe sal jy voel? Ek meen, as Cyril Ramaphosa sê, hoorie, so ek het 'n droom gehad wat my ontstel het. Ek gaan vir jou sê wat die droom is, maar as daar niemand in Suid-Afrika is wat vir my sê nie, is dit vir almal. Jy sal nie slaap nie. Jy sal slaaplose nagte hê. Maar Daniël, toe die hitte kom, sê, kom ons gaan soek die aangesig van die Here. En hy en sy vriende bid, want hy het geweet, ek is soos 'n boom wat geplant is langs 'n stroom, en daar's 'n stroom besig om te vloei. There's a relief in the stream. The stream will provide life. Al is daar droogte, die stroom is die teenvoeter vir die droogte. Alles wat ek nodig het is hierin. God will not fail me. En hulle gaan bid, en die Here voorsien vir hulle. Hy openbaar die droom, die uitleg van die droom. Hy gaan na die koning toe en hy sê vir hom, hey, dis alles. Hoe sou ek en jy reageer het? Hoe reageer jy wanneer jy hoor jy gaan jou werk verloor? Hoe reageer jy wanneer jy nou al by soveel huwelikskampe was en uiteindelik ontvang jy iets in die pos wat sê, hoorie, so ek dagvaar jou vir 'n egskeiding. Hoe reageer jy as die hitte kom en as die droogte daar is? Hoe reageer jy as jy 'n besigheidsman is en elke maand moet jy net geld insit because you're not making it, jy sit geld in en daar's droogte, daar's net droogte en jy loop en jy sien net diere wat gevrek het. Hoe reageer jy as daar droogte is? You got to put your trust in God. Ek weet, dis 'n mooi kerkdink om te sê, maar dit bly die waarheid. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. So dit kan my bring op 'n punt wat vir jou sê, wie is jou vertroue? Waarop stel jy jou vertroue? Want rykdom is onseker. Jy kan dit een oomblik hê, oormôre het jy dit nie. Dis onseker. Die enigste ding wat seker is Jesus Christus in jou lewe, en wat gesê het, julle is besorg oor baie dinge, maar oor hierdie dinge is die heidene besorg, sê hy in Matteus 6.
Hy sê, as jy bekommer wat jy gaan eet, of wat jy gaan aantrek, of wat jy gaan drink, maar oor sulke dinge, is die heidene besorg. Hy sê, maar soek eers die koninkryk, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 'n Paar hoofstukke verder is Daniël 3, sy vriende in die moeilikheid, hulle moet buig voor 'n heidense God. Nou jy kan maklik ingee vir die pressure en sê, alright, kom ek buig ook, miskien sien niemand my nou nie. Die Here kan my seker hierdie sonde vergewe. Maar hierdie 3 joetjies, hulle sê nee. Ons gaan staan vir wat reg is. So there's pressure. Daar's pressure. Almal, die trompette gaan nou blaas en almal gaan buig. En die ouens wat nie buig nie, word in die vuur oondgegooi. So ek meen, as jy nou praat van hitte kom, they felt it literally, jy verstaan. Hulle het dit letterlik, en hier blaas het en hulle staan, en hulle sê, nee koning, ons gaan nie buig nie, en die koning raak so kwaad, en hy sê, maak die oond 7 keer warmer. Party, hulle het geweet, that God will make a way. Ek weet nie of ek so sou regeer nie, maar ek bid vanoggend by myself en ek sê, Here, laat ek net een vertroue hê en laat dit U wees. En jy ken die storie, en hulle is in die vuur en iemand loop saam met hulle rond, en die Bybel sê, toe hulle uit die vuur uitkom, hulle is met kettinge in die vuur ingegooi, maar toe hulle uitkom, toe kom hulle vry uit. So as dit vir jou voel, jy gaan in 'n beproewingstyd deur 'n smeltkroes van ellende, sê Jesaja, is dit omdat God besig is, soos Joseph Prince sê, om goed te skud, sodat dit wat jou vashou van jou kan afval en jy kan vrykom. Hulle het so deur daai ding gekom dat die Bybel sê die reuk van die rook is nie eers aan hulle gevind nie. Okay, en 'n paar hoofstukke verder is al weer hierdie konings van Daniël is regtig ouens met issues gewees, big time. Okay. Gebeur die hele ding met die leeukuil. Nou sê hulle, okay, ons gaan maar vir Daniël vang met sy godsdienstigheid. Daniël sê nee, ek gaan die Here loof. Daar kom hitte en daar kom droogte, die ouens sit pressure op my, maak nie saak nie, ek gaan die Here vertrou, en hy vertrou die Here, en hy hou aan met bid, en die hark op hulle in, hulle sê, hoor hierso, hierdie ou bid, hy moet leeukuil toe gaan. Maar geseënd is die man wat op die Here vertrou, en hy hou aan om te vertrou. En jy ken die storie, en hy beland in die leeukuil, en die Here sluit die monde van die leeu's. Die leeu van Juda kom en sluit die ander leeu se monde. En die Here dra hom deur, en na dit word hy bevorder. Toe Job deur die hitte is, toe Job deur die droogte is, en die einde, toe word hy bevorder, en Job se einde was beter as sy begin. En dan lys dit sy bates, en alles is dubbel. Ek wil hê, jy moet hoor, dat as jy op 'n plek van hitte of droogte is, het God jou nie verlaat nie. He is still there. If you trust in Him, you might not feel blessed, but the word declares you are blessed. You are blessed. Okay? En baie keer dan, wanneer jy daar is, dan wil jy vir jouself 'n weg maak. Jy weet nie wat om te doen nie, en jy verruil die belofte van God dalk vir iets minders. Ek sê nie wanneer jy in 'n krisis is, dat God kan jou nie 'n strategie gee nie. God kan nie vir jou besigheid 'n strategie, God kan jou nie 'n goeie idee gee vir jou om die wêreld te verander nie. Dit kan gebeur, so you need to work with God. Maar wat doen jy as jy nie meer kan nie? Wat doen jy as jy nie weet wat om te doen nie? 'n paar hoofstukke voor dit in Jeremia sê God die volgende, en dan wil ek dit in vergelyking bring met iets. Sit terug met die volgende teks op. Jeremia, hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. God sê, hoe dom is die volk, dat hulle dit wat 'n stroom is, wat aanhou met vloei, soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome, die water vloei, they left that, en toe kap hulle vir hulle self reënbakke uit, wat nie eers water kan hou nie. They've exchanged living water for dead water. Ons het 'n fontein hier so buite by die hoofingang, en hy hardloop partykeer net Sondag, maar in die week, dan is daar muggies, en dan is daar wurmpies in, want die water is stagnant. Dit is dood. There is no life in it. En God sê, so hulle verruil lewende water, vloeibare water, vir dit wat inferior is, vir dit wat dood is. Hulle kom en hulle verruil
dit wat tydelik is, want die water in die bakkie gaan verdamp, gaan verruil hulle vir dit wat standhoudend is, vir dit wat nie ophou vloei nie, die stroom van God wat vol water is. God sê, hulle kom en hulle verruil dit wat mens gemaak is, vir dit wat God gemaak is. Dit wat mens gemaak is, vir dit wat God gemaak is. Think on that. Jy gaan altyd oorwin met dit wat God gemaak het. Onthou jy toe Dawid voor Goliat staan? Dawid staan voor Goliat. En Goliat staan met 'n swaard en 'n spies en Dawid kyk hom in die knieknoppe. Nee, hy kyk hom so en hy sê, okay. Sê die Bybel, hy het 5 klippies gaan optel. Ja, help my gou, julle ken hom? Toe tel Dawid 5 klippies op. Help my. En hy skiet die een teen die reus se kop. Toe val die reus op sy neus, net een skoot en die reus was dood. Okay. En hy staan voor Goliat en hy sê, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies. Want 'n swaard en 'n spies verteenwoordig dit wat mens gemaak is. Maar die klippies verteenwoordig dit wat God gemaak is. Nou help my gou, waar het hy die 5 klippies gaan optel? Iemand help my. Iemand help my. Hy het dit in die rivier. Daar was 'n stroom van lewende water en Dawid het geweet, if I'm going to beat him, I'm going to beat him with something that God made. So let me go to the stream. Laat ek wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. En die Bybel sê 5 gladde klippies uit die spruit uit en hy het net een nodig gehad. Hy het nie 'n swaard of 'n spies nodig gehad nie. Net een ding wat God gemaak het. Hierdie reus op die grond gesit. Amen. Amen. Net een ding van God. Okay? So jou fight is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lug. So as dit voel asof jy onder aanval is, asof daar droogte is, man, sta to pray en gebruik daai wapens en bestraf die duiwel en neem gedagtes gevange en verbreek planne, maar in Jesus se naam vertrou die Here that the drought will end. And that the heat will finish and that coolness will come when the stream of God starts to flow. As jy met my? As jy met my? Reënbakke is mens gemaak, but the stream is God made. Die ironie van dit is dat die waterbak is 'n ou beperkte hoeveelheid. Maar die stroom 'n onmeetbare volume. 'n onmeetbare volume. Kom ek lees. Johannes. Nou gaan ek 'n connection maak. Johannes 4 vers 10, 13 en 14. Praat van die Samaritaanse vrou in die Bybel sê Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink. Sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het, Jesus. Die vrou sê vir hom, of kom ons fast forward na vers 13, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Ek weet hy praat hier van die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet die koneksie maak met Jeremia 17. Wat sê, hy wie op die Here vertrou sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. En nou sê in die Nuwe Testament, ek het dit hier binne in jou gesit. So if you don't know what to pray for, then start praying in tongues.
Let the river flow, let the river flow. Kom aan, aanplak die ding, maak dit skoon, dat hy vloei sterker en sterker en sterker, en die Gees wat alle dinge deursoek, ook die dieptes van God, hy sê, sal intree vir jou ooreenkomstig die wil van God. You've got the river inside of you. The provision is in the river. Just trust in God and you will come through. Amen. Amen. Kom ons fast forward Johannes 7 vers 39. Ek lees vir jou. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wie in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hy wie in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar nou het Jesus opgestaan en hy is verheerlik en die Heilige Gees is hier, so that we can have that living stream inside of us. Okay? Hy wie op die Here vertrou soos 'n boom wat geplant langs waterstrome en hy sal sy wortels uitskiet. Hy sal sy wortels uitskiet. Waarheen, as jy in die moeilikheid is, na wie toe hardloop jy? Die boom is langs die stroom. Hy sê, so as op die Here vertrou, hy skiet sy wortels uit. He's looking for water. He's looking for provision. He's positioning himself to be helped by God, by the stream. Want as die wortel doodgaan, gaan die plant dood. So die belangrikste ding wat jy moet beskerm is die wortel. Moenie worry as 'n boom nie vrugte het nie. Hy sal wel vrugte kry as die wortel gesond is. Die issue met die goed waarmee jy worstel, is baie keer nie die issue wat jy dink dit is nie, want die ding het 'n wortel. Daarom sê Hebreërs 12, moenie dat 'n wortel van bitterheid in jou opskiet nie. En baie keer dan hanteer jy die vrug. En jy kan die vrug pluk en hy's nie meer daar nie, maar guess what, next season kom hy weer uit. Want die wortel is nog daar. Dis die wortel wat tel. Hy sal skiet sy wortels uit na die water toe. Hy sê, hierso is something I can drink from, I can trust in the Lord. Alhoewel daar hitte en droogte is, kan ek vars water kry. Man, I've got this living water inside of me. Kyk, so die Here is my herder. Niks aan my ontbreek nie. Help my. Sê, hy lei my na groen weivelde, na waters waar is. So if you want some rest, kom sit by die water. Sit vir my musiek aan. Na waters waar rus is. I need the water, Ons het en ons droogte, maar as ek net sal kom en sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie, help my. Here, help my, ek surrender tot U. En ek sê, Here, kom help my. Here, my besigheid, Here, my kinders, Here, my man, my vrou, ek kom erken net U kan my help. So ek skiet die wortels uit en I run to You. Doen U wat net U kan doen. Oom Dries bid 2 weke terug, sluit hy af. So my volgende slide op. Net voor die ene. Psalm 1. En hy sal wees soos 'n boom, hy praat van die regverdige. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Help my in alles wat hy doen. Voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie. Jy by die werk wat die Here nie wil dien, hy is nie so nie. Jy het 'n advantage. So is die goddelose nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Yes.
maar salig is hy wat die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Okay, I want to bring a case for Jesus and say he's worth trusting in. En almal van ons sit met goed wat net die Here jou mee kan help. Almal van ons sit met goed wat jy nie verstaan nie. Jy verstaan nie hoekom dit jy is nie. Jy het gevra, Here, hoekom ek? Here, hoekom ek? Hoekom het jy dit gedoen? Maar skiet jou wortel uit vanoggend. Skiet jou wortel uit vanoggend na 'n stroom wat vloei, wat binne in jou is, die Heilige Gees wat in jou is, wat vir jou intree by die Vader, sodat daardie deurbraak wat jy al so lank beloof is, sal deurkom. Ek herinner my aan iets wat Andrei Kulau gesê het, toe hy gepraat het oor die Joodse kalender, just hang on, want volgens dit, in September, something is gonna happen, God is prepared, die Here het voorberei, en die Here het weggesteek, maar lank genoeg, dis tyd dat dit na vore kom. But you've got to hold on. Jy moet soos Josef wees, dat al is jy in die put, en al is jy in die tronk, net omdat jy daar is dit nie waar jy gaan bly nie. Jy sal wees soos 'n boom, wat so vrugbaar is, dat sy takke oor 'n muur klim. Jy sal vrugbaar wees, en al is jy in die tronk, en al is jy verwerp, al is jy vals beskuldig, kan jy kom drink by die stroom, en daai stroom gaan nie net maak dat jy gaan oorleef nie, maar dat jy gaan herleef, en dat jy gaan floreer, en dat jy in beheer sal staan van heidense land, want hy het gesê, oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. So terwyl elke oog gebuig is, of elke oog toe is en elke hoof gebuig is, wil ek vir jou vanoggend uitroep, wil ek vir jou sê, as jy vanoggend wil sê, Here, ek kom profeties, en ek kom stap vorentoe, en ek kom kniel net vir 'n oomblik hier op die mat, want ek wil net sê, Lord, I surrender to you, and my heart will follow, wholly, heelhartig, ek wil U ken in al my weë, Here, I want to surrender to you, en ek het vir jou nuus vanoggend, die Here soek jou sorge, He will make an exchange, He will make an exchange, He will make an exchange, and you will get the best of the deal. He wants it. He will give you a trade. Om vir die trerendes in Sion te beskik, dat hulle gegee word, sieraad vir as. Gee my jou as. Gee my dit wat verbrand is, dit wat dood is, dit wat nie meer kan wees nie. Gee dit vir my en ek gaan vir jou skoonheid gee. Dis wat sieraad beteken. Beauty for ashes. Vreugdeolie vir treurigheid. 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word. Ek het nie hierdie voorberei nie, dis die Here. Ek weet dat ek dit weet, sodat hulle genoem kan word terebinte of bome van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Ek gaan hierdie uitnodiging uittrek nie, maar ek wil vir jou bid, maar as jy vanoggend net wil kom en net hier kom kniel, net vir 'n oomblik, net kom sê, Here, hier is ek. Kom en doen dit nou. En ek gaan een gebed bid. En ons gaan die Here vertrou. As jy vanoggend jou wortel wil uitskiet en sê, Here, ek reik uit na 'n stroom van lewende water. I will not quit on life. I will not give up. Maar hier is ek, Here. Die feit dat jy kom uitstap is maar net 'n beweging. Here, hier is ek. Jy jouself hier voor kan kry. Asseblief, ons gaan nou aan die nagmaaltafel sit, so ek wil dit nie uittrek nie, maar die Here ken jou hart. Die Here ken jou hart. God weet. My heart will follow wholly after you.